Daar sê nou maar toe, welkom aan julle almal vanaand by ons baie interessante en insiggewende praatjie oor Openbaring 12. So ons begin vanaand by Openbaring 12, die vrou en die draak. Dis ons tema waaroor ons vanaand gaan praat, maar ek wil net voor ek begin vir ons open met 'n gebed, so kom ons bid sommer saam. Here, baie dankie vir u liefde, vir u genade en vir die kosbare woord. En dankie dat ons op hierdie manier ook by mekaar kan kom en so bietjie te kan aansit om die woord en te gesels oor dinge wat 'n verskil maak in ons lewens. Ons loof U daarvoor. Amen. Goed, nou maar kom ons lees net eers Openbaring 12 vers 1 tot 18. So dis 'n klomp verse. Ons hierdie gedeelte moet ons nou maar saam behandel. En ek het gedink om al die verse te behandel, so ek gaan bietjie korter praat oor die verse om binne in ons tyd klaar te maak, maar 'n baie insiggewende gedeelte in die Bybel. So kom ons lees dit en dan kom ons terug na die begin toe, dan sal ek bietjie praat waaroor hierdie gedeelte gaan. So vers 1. Twee daar 'n indrukwekkende teken in die hemel verskyn. 'n Vrou beklee met die son, met die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Sy was swanger en omdat sy in kraam was, het sy van geboortepyne geskree. En 'n ander teken het in die hemel verskyn. Kyk, daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. Sy stert het 'n derde van die hemel se sterre saamgesleep en dit op die aarde neergegooi. Die draak het toe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan om, sodra sy geboorte skenk, haar kind te verslind. Sy het geboorte geskenk aan 'n manlike kind, bestem om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer. En haar kind is weggevoer na God en sy troon. Die vrou het egter die woestyn ingevlug, na 'n plek wat daar vir haar deur God gereed gemaak is, sodat hulle haar daar 1260 dae lank kon versorg. En daar het oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het teen die draak oorlog gevoer en die draak en sy engele het ook oorlog gevoer, maar was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer vir hulle plek in die hemel te vind nie. Die groot draak, die slang van weleer, wat duiwel en Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook sy engele. Toe het ek 'n harde stem in die hemel hoor uitroep: Nou het die verlossing en die krag en die koningsheerskappy van ons God deurgebreek en ook die volmag van sy Christus, omdat die aanklaer van ons broers uitgegooi is, hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Hulle het hom oorwin op grond van die bloed van die lam en op grond van hulle getuienis. Selfs in die aangesig van die dood het hulle nie hulle eie lewens liefgehad nie. Daarom juig hemel en diegene wat in die hemel woon. Wee julle aarde en see, want die duiwel het met groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat hy min tyd oor het. En toe die draak sien dat hy op die aarde neergegooi is, het hy die vrou agtervolg wat geboorte geskenk het aan die manlike kind. Aan die vrou is egter die 2 vlerke van die groot arend gegee, sodat sy na haar plek in die woestyn kon vlieg, waar sy vir 'n tye en 'n halwe tyd lank weg van die slang af versorg sou word. Die slang het toe uit sy bek 'n stroom water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgespoeg, om haar deur die stroom te laat meesleer.
Die aarde het die vrou egter gehelp, sy mond geopen en die rivier wat die draak by sy bek uitgespoeg het, ingesluk. Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag wat die gebooie van God nakom en vashou aan die getuienis wat Jesus gelewer het. Toe het hy op die strand by die see gaan staan, tot sover. Nou ja, dit is omtrent 'n mondvol sou ek sê en 'n baie interessante gedeelte en ek dink 'n mens kan sommer uit die staanspoor uit kan jy min of meer agterkom waaroor hierdie storie gaan. Maar dit is tog belangrik om mooi vers vir vers hierdeur te gaan. En soos ek gesê het, gaan ek hierdie gedeelte aanbied in kort, aangesien dit 'n baie breedvoerige en baie beeldspraak in hierdie gedeelte gebruik word. Nou, voor ek inval om die teksverse te verduidelik, wil ek net vir jou aandag daarop vestig dat hierdie hoofstuk is daar 3 hoofkarakters wat ons sommer vroeg in hierdie hoofstuk van lees. Ons lees hier van die kind, die vrou en die draak, of die vrou wat dan kom, die kind en die draak. Daarin is ons 3 hoofkarakters van hierdie hele storie. Maar daar's ook 3 tonele wat ons hiervan kennis moet neem. Nommer 1, ons sien hierso die geboorte van die kind, dis nou in vers 1 tot 6. Dan sien ons die verwerping van die draak, vers 7 tot 12. En dan die laaste toneel van hierdie storie is die draak se aanval op die vrou en haar kinders, vers 13 tot 17. Nou, julle kan ook gaan kyk in die vers 18 in die Nuwe Afrikaanse vertaling en hulle basies die laaste gedeelte van vers 17 net oorgeskakel in 'n nog 'n versie. Maar ja, so die gedeelte bestaan dan nou uit die 3 hoofkarakters, die vrou, die kind en die draak, en ook die 3 tonele, die geboorte, die verwerping van die draak en dan natuurlik die draak se vervolging van die kinders. Nou Johannes sien hier die Bybel sê 'n skitterende, 'n baie prominente, indrukwekkende teken van 'n swanger vrou, bekleë met die son, met die maan onder haar voete en sy dra 'n oorwinnaarskroon van 12 sterre. Nou ek wil net hier jou aandag daarop vestig dat hierdie oorwinnaarskroon word Stefanos genoem. Maar wat ook belangrik is dat jy in ag neem dat Johannes praat hier van 'n groot teken. Nou die Grieks hierso gebruik die woord mega semeion. Nou dit beteken dat hierdie is baie meer as net 'n vrou. Dis meer as net 'n gewone vrou. Sy verteenwoordig iets spesiaals, baie spesiaals. Want as jy gaan kyk na die ander gedeeltes waar Johannes semeion die teken gebruik, dan gebruik hy dit om te verwys na 'n wonderteken wat wys na 'n dieper geestelike betekenis in verband met die gebeurtenis of die voorwerp of wat ook al in. Ons lees dit in Johannes en verskeie ander dele in die Bybel. So ons weet deur Johannes se gebruik van hierdie woord semeion, die teken, dat hy hier verwys na iets buitengewoon, iets baie spesiaal. En ek dink as 'n mens nou kyk na die sterre, dan sal jy nou sien dat die in Grieks het die woord veral verwys na die sterrebeelde as tekens of voortekens. As ons nou kyk na hierdie teken, hierdie woord wat hy gebruik. So ek wil net hierdie gedeelte herhaal dat in klassieke Grieks is hierdie woord ook gebruik om te verwys na sterrebeelde of tekens of voortekens. So dis nie net 'n vrou nie, sy verwys na iets en dis baie belangrik om kennis te neem daarvan. Nou wanneer ons in hierdie eerste teksvers dan nou kyk en ons lees en toe het daar 'n indrukwekkende teken. Hier kom dit nou daai semeion. 'n indrukwekkende teken in die hemel verskyn. 'n Vrou bekleë met die son. So dis asof sy 'n jas aan het wat lyk soos die son, met die maan onder haar voete en op haar kop 'n kroon van 12 sterre. Nou hierdie is 'n simbool wat na iets anders verwys, soos wat ek vir jou gesê het. En dit is die eerste van 7 tekens wat ons dan nou van hier af in die boek Openbaring gaan sien. So hierdie is die eerste teken in die laaste helfte van die Openbaring en daar is 7. Ons gaan later die res behandel, so ek wil nie nou tyd mors om op dit in te gaan nie.
En dan sien ons hier word gepraat van 'n vrou en dit is duidelik nie 'n werklike vrou nie, maar 'n simboliese voorstelling van Israel. So neem kennis daarvan. Ons gaan jy gaan bietjie jy kan 'n bietjie gaan kyk miskien dalk hoe hierdie beeld uitgebeeld word in die Ou Testament waar Israel as 'n vrou uitgebeeld word of die vrou van God in Jesaja 54 vers 5 en 6, Jeremia 3 vers 6 tot 8. In Jesaja, in Jeremia 31 vers 32, Esegiel 16 vers 32 en Hosea 2 vers 16. So Israel word uitgebeeld as 'n vrou en en daar's drie ander simboliese vroue wat in Openbaring verskyn. Drie van hulle. Die eerste ene is Jezebel wat die heidendom verteenwoordig. Ons het al met haar kennis gemaak hierso in Openbaring 2 vers 20 as jy kan onthou. En dan het ons ook hier te doen met die prostituut wat in Openbaring 17, ons gaan nog by haar uitkom, vers 3 tot 6, wat die afvallige kerk verteenwoordig, en dan later lees ons dan van die bruid van die lam. So dis die vier simboliese uitbeeldings van vroue in Openbaring, is dan Israel, wat ons nou vanaand behandel, Jezebel, die prostituut, en die bruid van die lam. En ek dink dit is baie belangrik dat ons sommer vroeg in Openbaring kennis neem van die feit dat ons nie hierdie beeld in Openbaring 12 verwys nie, dit stel nie die kerk voor nie. En ons weet dit omdat hier verwys word dat sy is bekleed met die son, sy het die maan onder haar voete en 12 sterre. Nou hier kan jy nou teruggaan en jy kan nou gaan lees in Genesis 37 vers 9 tot 11. Sal jy baie mooi sien hoe hierdie beeld Israel baie mooi pas. Want om in die son bekleed te wees, spreek van die heerlikheid, waardigheid en verhewe status van Israel, die volk van die belofte wat gered en 'n koninkryk gegee sal word. Baie belangrik. So die beeld van die maan onder haar voete beskryf moontlik God se verbondsverhouding met Israel, aangesien nuwe maane met aanbidding geassosieer word. En ons lees ook baie van dit in 1 Kronieke 23 vers 31, 2 Kronieke 2 vers 4, 2 Kronieke 8 vers 13 en Esra 3 vers 5 en ook in Psalm 81 vers 3. Lees ons van hierdie beeld en dat die maane heel waarskynlik dan iets te doen het met die verbondsverhouding wat God met Israel het. Nou die 12 sterre waarvan ons hier lees, of die 12 sterre, stel natuurlik die 12 stamme van Israel voor. Ek dink dit sien ons op verskeie ander plekke. Vers 2 lees dat sy was swanger, hierdie vrou, en omdat sy in kraam was, het sy van geboortepyne geskree. Sy het uitgeroep in pyn. Nou, ons kan nou net in ons eie konteks, kan ons vanaand kyk en ons sien dat Israel was deur die geskiedenis, was Israel dikwels voorgestel as 'n moeder wat geboorte gee. Jy kan gaan kyk in Jesaja 26 vers 17 en 18, Jesaja 54 vers 1, Jesaja 66 vers 7 tot 12, Hosea 13 vers 13, Micha 4 vers 10, Micha 5 vers 2 en 3, Matteus 24 vers 8, dan sien ons in al hierdie teksgedeelte hoe Israel as 'n ma, as 'n moeder uitgebeeld word. En deur die eeue het Israel, of hierdie vrou dan, het sy gesmag en gelei in afwagting van die koms van die Messias, wat Satan sonde en die dood natuurlik sou kom vernietig en die koninkryk van God sou kom vestig. En ons weet deur die geskiedenis van Israel dat Israel het die hele tyd hierdie Messias verwagting gehad. En selfs vandag nog word die Jode in twee groepe opgedeel. Ons kry die ortodokse Jode wat nog vashou, hulle verwag nog die Messias. En dan kry ons die messiaanse Jode. Hulle is die ouens wat tot bekering gekom het en hulle glo dat Jesus reeds gekom het en dat hy die Messias was. So daar's selfs onder die Jode is daar nou maar bietjie van 'n verskil.
Ehm in vers 3 sien ons so en 'n ander teken het in die hemel verskyn. Kyk, daar was 'n groot vuur rooi draak met 7 koppe en 10 horings. En op sy koppe 7 krone. Hou net so 'n oombliekie aan asseblief. As ekskuus julle. Ilanay is besig om 'n lied te sing hier in die agtergrond en ek weet nie of sy op julle haar kan hoor nie. Okay, so ons sien dan nou hierdie tweede teken wat in die hemel verskyn het, was daar 'n groot vuur rooi draak. Sy kleur word baie duidelik beskryf met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krone. So daar's geen onduidelikheid nie. Die beeldspraak is baie beskrywend hierso. Nou dit verteenwoordig die vrou se mees dodelikste vyand en dit is natuurlik niemand anderster as die duiwel self nie, Satan, wat 13 keer in die boek Openbaring as 'n draak beskryf word. En ons lees dit in verskeie verse. Ons gaan vers 9 sien ons sien dit in Openbaring 20 vers 2 en op 'n klomp ander plekke. Maar hier word ook genoem dat hierdie draak is rooi. Nou rooi dui op bloedvergieting. Jy kan gaan kyk in Johannes 8 vers 44 ook. So daar is baie duidelik, hy is 'n vyand wat bloed vergiet. En ons het hom so leer ken in hierdie wêreld van ons het ons dit. Maar nou sien ons hy het 7 koppe, 10 horings en 7 krone. Nou hierdie beeldspraak wat Satan se oorheersing oor 7 vorige wêreldryke en 10 toekomstige ryke beskryf volgens Daniël 7 vers 7, Daniël 7 vers 20 en Daniël 7 vers 24. En daar's nog 'n heel wat ander notas wat ons daar kry. So dit is wat hierdie krone, want die Bybel sê mos nou vir ons sê hy het 7 koppe en 10 horings. So die 7 koppe verteenwoordig dan nou 7 vorige wêreldryke en dan die 10 toekomstige ryke word dan nou beskryf volgens die boeke in Daniël wat ek nou genoem het. En dan lees ons dat Satan het hy sal oor die wêreld regeer totdat die sewende bassein geblaas word volgens Openbaring 11 vers 15 wat ons laas week behandel het. Ek wil hê julle moet baie mooi onthou en julle sal agterkom soos wat ons aangaan ook dat die boeke in Openbaring nie noodwendig kronologiese uitbeeldings van die geskiedenis is nie. Julle sal agterkom dat elke nou en dan lees ons 'n gedeelte in Openbaring en die beeldspraak verwys na 'n spesifieke, kom ons sê die kruisiging of die opstanding of die koms van Jesus of die vernietiging van die duiwel. En dit word op verskeie plekke so uitgebeeld. So dis nie kronologies. 'n Mens moet versigtig wees om nie te dink dat die eerste stap 1 is Openbaring 1, stap 2 Openbaring en dit gebeur. Dit's nie hoe dit gaan gebeur nie. Of dis nie hoe dit uitspeel nie. Maar as ons nou kyk na hierdie Satan wat hier in vers 3 beskryf word, dan sien ons en ons ken nou ook al die geskiedenis dat hy het vir Israel meedoenloos gepynig en vervolg en doodgemaak. Daniël het al in Daniël 8 vers 24 al getuig hiervan en hy wou die vrou vir Israel vernietig nog voordat sy die kind, wie was die kind? Jesus kon baar. Hy wou die Joodse volk uitwis nog lank voor Christus gebore was. So ek dink 'n mens kan nou in die Bybel gaan lees hier en dan sal jy sien dat hierdie wroging en 'n mens verstaan hoekom almal Israel haat, want dit is absolute demoniese werking wat hier ter sake is. Johannes gaan aan. Johannes beskryf nou hierdie demoniese beeld verder. Hy sê sy stert het 'n derde van die hemelse sterre saamgesleep en dit op die aarde neergegooi. En die draak het toe voor die vrou wat op die punt was om geboorte te skenk gaan staan om sodra sy geboorte skenk haar kind te verslind.
Nou ek dink as 'n mens nou kyk na die derde van die sterre van die hemel, dan kan ons onmiddellik sien dat as jy kyk na die oorspronklike opstand van Satan in die hemel, Jesaja 14 vers 12, Jesegiel 28 vers 11, hierdie opstand het daartoe gelei dat een derde van die engele wat in die hemel was, saam met Satan dan nou op die aarde neergegooi is of uit die hemel uitgegooi is, en hulle verteenwoordig natuurlik nou die demone. Mense, die goed is reg werklikheid. En die doel van hierdie demone, die absolute doel van hierdie demone, is om bloedvergieting te saai, onmin te saai en om alles te doen om die beeld van Christus in elke mens en as dit moontlik is in elke Christen af te breek, en natuurlik die hoofsaak is om vir Israel te vernietig. En hy nou probeer hy dit doen omdat hy nie die maaglike geboorte van Christus kon voorkom nie. Nou probeer hy om hy kon dit nie regkry om die Jesuskind te laat sterf nie. En nou probeer hy om die kinders dood te maak. Met ander woorde, julle sal onthou as ons nou selfs terugblaai hier in die Ou Testament, en dan sal julle onthou dat Herodes beveel het om die kinders dood te maak, Matteus 2 vers 10 tot 18, Lukas 4 vers 28 en 29. Hy het alles probeer. Hy kon nie die geboorte stop nie, en toe probeer hy die kind doodmaak wat hy ook nie kon regkry nie. En daarom het Farao en Herodes al die kleintjies en almal doodgemaak net om by Jesus uit te kom, en hy het misluk in daardie poging. Vers 5 sê en sy, dis nou die vrou, het geboorte geskenk aan 'n manlike kind. Ons weet natuurlik nou dis Jesus, bestem om al die nasies met 'n ysterstaf te regeer. En haar kind is weggevoer na God en sy troon. Nou Jesus is in sy menswording was hy van Joodse afkoms. Ons weet nou Matteus 1 vers 1 en 2 Timoteus 2 vers 8 sê dit vir ons. Ten spyte van Satan se poging om Israel en die messiaanse lyn te probeer vernietig, het Jesus se geboorte plaasgevind. Ons weet dit mos nou. Soos deur die profete voorspel. En as ek hier verwys na profete, dan verwys ek na Jesaja 7 vers 14, Jesaja 9 vers 6 en Micha 5 vers 2. Maar dan sien ons hier, en hy sal die nasies met 'n ysterstaf, met 'n ysterscepter, sal hy hulle regeer. En ek dink dit beskryf Jesus se kroning as koning oor die nasies van die wêreld, volgens Openbaring 11 vers 15, Openbaring 19 vers 15 en Psalm 2 vers 6 tot 9. Ons praat hierso, lees ons ook, en haar kind is weggevoer na God en sy troon. Nou, dit verwys natuurlik na Christus se hemelvaart. Ons weet nou daarvan, Handelinge 1 vers 9, Handelinge 2 vers 33 en in Hebreërs 1 vers 1 tot 3 en Hebreërs 12 vers 2. Dit verwys nou na die hemelvaart van Jesus Christus. Vers 6 sê die vrou het egter die woestyn ingevlug en na 'n plek wat daar vir haar deur God gereed gemaak is, sodat hulle haar daar 1260 dae lank kon versorg. Nou, julle sal nou onthou dat God, die Bybel sê dat God sal Israel teen Satan beskerm deur haar in die woestyn te verberg. Moontlik in die gebied van Moab of Ammon en Edom oos van Palestina. Interessant genoeg sal hierdie lande spesifiek gespaar bly van die anti-Christus aanval op Israel, en dit lees ons daar in Daniël 11 vers 41. Maar hier word 'n baie spesifieke getal genoem, 1260 dae. Dis nou wat hy sê, 1200, maar dis maar 1260 dae. Nou, ek dink om die middelpunt van die groot verdrukking te verbreek, verbreek die anti-Kris nou sy verbond met Israel, of hoe sal ek nou sê, om die middelpunt van die verdrukking, op die middelpunt van die verdrukking, dan 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 gebeur daar daar's 'n verbreeking van die verbond in Israel. Tempelaanbidding stop, en selfs
Die verfoeisels van die verwoesting sien ons dan nou hierso. Ek sien daai gedeelte in my notas het ek nou 'n bietjie onduidelik hierso geskryf, maar die bottom line is hierso kom 'n verwoesting en daar's 'n onderbreking in daardie spesifieke gedeelte. So is interessant dat hy nou op die middelpunt van die groot verdrukking kom hierdie verbreeking met die tempelaanbidding en al hierdie goeters wat daarna gebeur. So op hierdie tydstip sal baie Jode vir hulle lewens dan nou begin vlug. So hulle gaan weghardloop by die tempels uit en hulle versaak dan al hierdie goeters. Die Bybel sê dit in Matteus 24 vers 16. En God sal hulle ten spyte daarvan sal hy hulle bewaar gedurende die laaste 1260 dae. Hy sal hulle beskerm. Uh um waar is ek nou? Mense, ekskuus. Goed. Ek sê jammer dat ek nou net hierso. So hy sal hulle beskerm en en dis meer. Goed. Nou is baie interessant om te praat. Jy weet ons praat van 'n 7 jaar verdrukking, so 3 en 'n half jaar in die middel van die groot verdrukking, dan vlug die Jode, maar God sal hulle nog steeds sal hy hulle beskerm. Vers 7 sê en daar het oorlog uitgebreek in die hemel. Michael en sy engele het teen die draak oorlog gevoer. Die draak en sy engele het ook oorlog gevoer. Maar hierdie draak en sy engele was nie sterk genoeg nie. Daarom was daar nie meer vir hulle plek in die hemel om te vind nie. Met ander woorde, hy verwys hierso eintlik na die oorlog in die hemel. Die gewelddadige gebeure op aarde tydens die verdrukking vind dan nou 'n ewig nie in die hemel. So dit wat ons nou sien hierso op die aarde gebeur in hierdie groot verdrukking tyd wat gepaard gaan met die vervolging van Israel, geweldige smart en onderdrukking wat sal plaasvind, volke wat sal opstaan teen Israel en dan sien ons dat 'n soortgelyke oorlog, dit wat die uitbeelding van dit wat op die aarde plaasvind, sien ons dan nou ook hier in die hemel afspeel. So is dit net soos wat dit op die aarde is, net so is dit in die hemel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte in die lig. Nou 'n toestand van oorlog het bestaan sedert Satan se val. En ons sien dit in Daniël 10 vers 13, Judas 9 en so meer. Nou iets sal daardie oorlog nou verskerp en wat hierdie oorlog moontlik sal intensifiseer, as ek nou hierdie woord kan gebruik. En dit kan moontlik op hierdie tydstip dan nou kan dit moontlik wees dat die wegraping van die heiliges hier kan plaasvind, sê sommige ouens. En dit kan moontlik daar gebeur, maar ek persoonlik glo dat en ek het baie skrif wat ek ook voel dit sê is dat die wegraping saam met die wederkoms sal plaasvind. Ons sal nog by daardie gesprekke kom en dit gebeur na die 7 jaar groot verdrukking. Maar ons sal daardie verskille gaan ons later behandel. Maar ja, so die heiliges mense word vervolg. Dit gaan baie moeilik op die aarde op hierdie stadium. Dan sê vers 9, die groot draak, die slang van weleer, wat duiwel en Satan genoem word, die verleier van die hele bewoonde wêreld, is toe uitgegooi. Hy is op die aarde neergegooi en saam met hom ook sy engele. Hy is neergewerp op die aarde. Nou Satan en sy demone is tydens hulle oorspronklike opstand uit die hemel uit gewerp, ons weet dit nou, maar hulle het steeds toegang tot die hemel gehad. Julle sal onthou in Job 1 vers 6, Job 2 vers 1 het ons gesien dat die duiwel in die hemel gekom het en vir God gesê het, maar kyk vir Job daar, wat sal 'n mens nie doen as jy sy liggaam seermaak nie en so aan. So hulle het nog toegang gehad. Tot daardie toegang sal hulle nou heeltemal ontneem word en hulle sal vir ewig uit die hemel uit verban word. Dis nou volgens John MacArthur het so 'n stelling gemaak en ek stem saam met hom daar. Nou die duiwel en Satan is mos nou maar dieselfde ding. So die duiwel kom nou in Grieks, is 'n Griekse werkwoord wat beteken om te belaster of om vals te beskuldig. Dis wat die woord beteken, duiwel. Om te belaster en om vals te beskuldig. En wie belaster hy? Hy belaster niemand anderster as Jesus en die Jode nie.
en hy sal hulle vals beskuldig. En mense, ek weet nie of julle die nuus volg nie. As julle dan maar sien al die propaganda, al die leuns wat verkondig word teen Israel, dan is dit 100% in lyn met wat die woord van die Here hier sê. Want die Bybel sê vir ons hy is 'n kwaadaardige en kwaadwillige leenaar, die duiwel. Johannes 8 vers 44, hy is die vader van die leuns, 'n mensemoordenaar. 1 Johannes 3 vers 8 sê dieselfde. En hy sal allerhande beskuldigings sal hy inbring teen die gelowiges. Maar hy sal onsuksesvol wees. Hoekom? Weens Christus se voorspraak. 1 Johannes 2 vers 1. So hy bring al hierdie aantuigings teen die gelowiges, bring hy voor God. Maar dan sê God, maar kyk net die bloed van Christus. Jesus is die voorspraak. So onmiddellik het hy geen argument nie. Nou Satan beteken teenstander of vyand. En verskyn veral in Job en in die evangelies, want hy staan die evangelie teë, hy staan die woord van die Here teë, hy staan die kerk teë, alles wat goed is staan hy teë. En hy verlei die wêreld. Die Bybel sê hierso, hy's op die aarde neergegooi. Hy's 'n verleier van die hele bewoonde wêreld, sê vers 9 hierso. Soos deur die geskiedenis heen sal Satan mense selfs in hierdie verdrukking sal hy hulle lei en weglei van God af. Hy sal hulle verwar, hy sal hulle met leuns probeer manipuleer en indoktrineer en ek dink almal van ons sien dat hierdie dinge besig is om te gebeur. Nou, na hierdie ou se vrylating daar die bodemlose put aan die einde van die tyd, gaan hy so 'n kort tydjie van roem beleef, die duiwel, voor hy totaal en al verpletter en vernietig sal word. Vers 10. Toe het ek 'n harde stem in die hemel hoor uitroep wat sê: Nou het die verlossing en die krag en die koningsheerskappy van God deurgebreek en ook die volmag van sy Christus, omdat die aanklaer van ons broers, die duiwel natuurlik nou, uitgegooi is. Hy was uit die hemel uitgegooi. Hy wat hulle dag en nag voor ons God aangekla het. Nou het hy nie meer 'n voet om op te staan nie. Hy het nie meer toegang tot die hemel nie. En ek dink ons het nou klaar basies gepraat oor dit in ons vorige versie se verduideliking. Satan sal nie langer op daardie punt in die posisie wees om die gelowiges voor die troon van God te beskuldig nie, aangesien hy geen verdere toegang meer tot die hemel sal hê nie. En ek dink ons is klaar daar. Hy het nie meer toegang nie. Jesus is klaar die voorspraak. En daarom as ons in Christus bly, is ons nuwe skepsels, die ou ding het verbygegaan, alles het nuut geword. Vers 11 sê en hulle het hom oorwin, dis nou die hemel, né? Op grond van die bloed van die lam. Hierdie is die getuienis, die mense wat die Here gevolg het hom oorwin op grond van die bloed van die lam, op grond van hulle getuienis, selfs in die aangesig van die dood, het hulle nie hulle eie lewens lief gehad nie, dit lief gehad nie. Dis nou hierdie Jode. Nou geen beskuldiging, dink 'n bietjie mooi, geen beskuldiging kan standhou teen die mense wie se sondes vergewe is deur Christus se offerdood nie. Geen beskuldiging nie. So wanneer die duiwel kom en deur sy mone en beskuldigings inbring teen my, teen jou, dan sê die Bybel, dit kan nie standhou nie, want Christus het ons sondes gewas deur die doodsoffer wat hy, die soenoffer aan die kruis. En ons kan daar met rustigheid daarna verwys in Romeine 8 vers 33 tot 39. Vers 12 sê daarom juig hemel en diegene wat in die hemel woon, wee julle aarde en see, want die duiwel het met groot woede na julle neergedaal, omdat hy weet dat hy min tyd oor het. Sy tyd is nou kort, omdat hy weet sy tyd is beperk, sal hy sy aanvalle teen God en God se mense verskerp, en dit is baie spesifiek ook gemik teen Israel, volgens vers 13 en 17. Vers 13 sê, en toe die draak sien dat hy op die aarde neergegooi is, en hy die vrou
agtervolg wat geboorte geskenk het aan die manlike kind. Um aan die vrou aan die vrou is egter die twee vlerke van die groot arend gegee, sodat sy na haar plek in die woestyn kon vlieg, waar sy vir 'n tye en 'n halwe tyd lank weg van die slang af versorg sou word. Nou kom ons staan net 'n bietjie hier stil. Die Bybel sê so, sy is vlerke gegee van 'n groot arend, sodat sy haar plek in die woestyn kon vlieg, na 'n plek in die woestyn waar sy vir 'n tye en 'n halwe tyd lank weg van die slang af versorg sou word. Kom ons kyk gou na die vlerke van die arend. En ek dink ons moet nou nie hier kyk, onthou ons praat van beeldspraak, so dit is nie werklike voëlvlerke nie. Maar dis 'n metaforiese voorstelling van God se voorsiening en God se beskerming van Israel. Jy kan daarvan gaan lees in Jesegiel, Eksodus 19 vers 4. Nou vlerke dui dikwels op beskerming. Julle sal dit nou op verskeie plekke in lees, Deuteronomium 32 vers 9 tot 12, Psalm 91 vers 4, Jesaja 40 vers 31, verwys vlerke na beskerming. En arende in die Bybel is baie interessant, waarskynlik groot voëls in Palestina wat ons daar gesien het, dit hulle verteenwoordig krag, hulle verteenwoordig oorheersing. En dan sê Johannes, hy sê 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. Met ander woorde 3 en 'n halwe jaar. Die tweede helfte van die verdrukking, met ander woorde, is ons nou op hierdie gedeelte. Vers 15 sê die slang het toe uit sy bek 'n stroom water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgespoeg om haar deur die stroom te laat meesleer. Die aarde het die vrou egter gehelp, sy mond geopen en die rivier wat die draak by sy bek uitgespoeg het, ingesluk. So die aarde het die rivier ingesluk. Die aarde het sy mond oopgemaak. Mooi manier, mooi beeldspraak. Nou, ek dink hierso 'n groot leer, want julle sal onthou, ons gaan miskien later gaan ons nou daarby kom wanneer ons kom by die slag van Armageddon, dan sien ons dat 'n groot weermag het teen Israel opgeruk soos 'n vloed. Gaan lees maar in vers 15, julle sal ook sien Jeremia 46 vers 8, Jeremia 47 vers 2. 'n Groot weermag het opgestaan teen Israel, maar hulle sal verswelg word, moontlik deur een van talle aardbewings wat in daardie tyd dan nou sal plaasvind. En dit word ondersteun deur verskeie teksverse in Openbaring. Openbaring 6 vers 12, Openbaring 8 vers 5, Openbaring 11 vers 13 en 19, Openbaring 16 vers 18 en natuurlik dan ook in Matteus 24 vers 7 waar Jesus self, waar hy sê en daar sal aardbewings wees. So ons lees van 'n aardbewing wat 'n geweldige, mense, ek weet nie of ek dit oordryf nie, maar ek wil liewer oordryf en veilig wees as om dit te probeer inpas by ons menslike meetinstrumente. Maar ek dink nie daar is 'n rigterskaal wat hierdie omvang van hierdie gebeurtenis kan meet nie. Hierdie gebeurtenis wanneer die volke en die mense van die aarde teen Israel opstaan, sê die Bybel, God sal hulle verpletter. Die aarde sal sy mond oopmaak en hierdie rivier van woede, hierdie rivier van sonde, hierdie rivier van wat Israel aanval, sal vernietig word. Luister, ek weet daar's selfs kerke, ongelukkig selfs in ons eie kerk, mense wat hulle skaar by Palestina en al hierdie goed. En mense, hoor wat ek sê, my hart gaan uit vir die onskuldige mense en vir die Christene van Palestina en enige land. Ek mag hulle tot Jesus se inkeer kom, mag hulle tot bekering kom en mag die Jode wat nog onder 'n valse idee leef, die ortodokse Jode wat nog dink die Messias kom, mag hulle tot bekering kom. Maar ek sê vir jou nou dat om jou nie aan die kant van Israel te skaar nie is 'n groot saak, my liewe vriend.
Vers 17, ons laaste versie. Die draak was woedend vir die vrou en het weggegaan om oorlog te voer teen die res van haar nageslag, wat die gebooie van God nagekom het. Dis natuurlik ek en jy, né? En vasgehou het aan die getuienis wat Jesus gelewer het. So nou, omdat hy nou nie die kind kon verwoes nie, na wie toe draai hy? Na my en jou. Hy draai na die Christene toe. Hy draai, die Bybel sê, hy draai nou teen die res van haar nageslag, wat die gebooie van God nakom en die vashou aan die getuienis wat Jesus gelewer het. So, as jy die evangelie van Jesus Christus verkondig en in jou hart vashou, is jy 'n vyand van die draak. So Satan sal sy woede rig teen die volgelinge van die lam, almal wat hy kan vind, Jood, Christen, almal wat in Christus glo, sal vervolg word aan die einde van die dag. En dan sê hy, die wat aan die gebod van God vashou, getuienis van Christus, en natuurlik weet ons, dis die geopenbaarde waarheid van God in Christus, wat in die skrif saamgevat is. Gehoorsaamheid aan God se woord is altyd die kenmerk van 'n ware gelowige. Hoe weet ons dit? Want Johannes, die einste Johannes wat hierdie openbaring skryf, Johannes 8 vers 32, sê dit vir ons. En dan sluit hy nou maar net af, en toe het hy op die strand by die see gaan staan. En dit bring ons dan nou hier aan die einde van hierdie baie interessante gedeelte van die Bybel. So ek loof die Here vir wat hy vir ons doen en vir sy woord en laat ons werklik waar weet dat Jesus vir ons op so 'n besonderse manier beskerm deur die eeue, dat hy vir Israel beskerm deur die eeue. En ek dink ons het soveel gemoedsrus in die feit dat Christus ons nie alleen sal laat nie en dat hy ons nie sal versaak nie. En dit bring my by die belofte waar Jesus sê in sy woord. Hy sê, en ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. En wanneer ek so kyk na hoe die wêreld op hierdie stadium uitspeel en al die goed wat gesê word deur Israel, dan sê ek nou vir julle, die tyd is wragtig min. Mense, ek dink ons is onder 'n totale valse idee as ons dink vir een oomblik dat die moslemlande op hierdie stadium nou vrede gaan bewerk en die aanslag gaan stop. Ek kan vir jou nou sê dat wat hulle nou besig is om te doen, is om voor te berei vir die grootste aanslag wat die wêreld nog ooit gesien het. Hulle is verbind daartoe. Hulle maak geen geheim daartoe nie. Hulle probeer die hele wêreld oortuig om die moslim geloof aan te hang. En ek dink die grootste oorlog is die een wat wêreldwyd gevoer word in parlemente, in universiteite, in skole, elke segment van die samelewing word geïnfiltreer deur moslim groepe wat daartoe gemik is om die Christen geloof tot niet te bring. Ek sluit daarmee af. Ek gaan vir John vra, John, as jy sal omgee om jou mikrofoon te unmute, dat jy vir ons vanaand sal afsluit met 'n gebed, en nadat ons afgesluit het, dan sal ek 'n kansie gee vir vragies. John, sê jy vir ons afsluit asseblief. Baie dankie pastoor, dankie vir die geleentheid om af te sluit. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Here Jesus, baie dankie dat U vanaand weer vir ons bemoedig het deur die woord. Jesus se eie woorde, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Here, hierdie gedeelte wat ons vanaand gelees het, Here, dit is nie rose en maanskyn nie, maar dit berei ons voor wat op ons wag, Here Jesus, en daarom bemoedig U vir ons hierdeur. Ten spyte van dit wat gaan gebeur,
waarsku U vir ons, of Mm. bemoedig U vir ons. In die wêreld gaan ons Yes, verdrukkinge, yes. maar dat ons goeie moed moet hê, want U Mm. het die wêreld oorwin. En Vader, dankie dat ons hierdie platform kan gebruik Yes, om Lord. openlik te erken dat ons Mm. onsself by Israel skaar, Here Jesus. Here, dat ons nie Mm. gaan agter regerings en agter ideologie nie, Mm. maar dat ons gaan volgens U woord. Dankie, Here, Here. dankie dat U die volk hierdie eeue heen bewaar het. Mm. Dankie dat U die gelowiges, kinders van Yes. U, bewaar het hierdie eeue Mm. heen. En dankie dat U dit ook vir ons gaan doen in die tyd waarin ons leef. Yes. Here, gee dat ons Mm. geloof sal koester, dat ons geloof sal opbou. En Vader, bovenal vra Mm. ons vir U vanaand, Here, uit die diepte van ons Mm. hart, dat U vir ons 'n Mm. onderskeidingsgees sal gee. Yes, dankie, Here. Die gees wat gebore is in die hart van God. Mm. Want misleiding gaan al hoe erger word. Dit Yes. gaan al hoe, Here, ek weet nie hoe om dit uit te druk nie, maar dit gaan, as ons nie Mm. by die Here gaan hoor en luister en stil word nie, Mm. soos die woord sê, gaan dit ook die uitverkorenes Mm. mislei. Maar as hierdie dae nie verkort is nie, Mm. dat U is met ons tot aan die volëinding van Yes. die wêreld. Mm. Here, dankie dat die getuienis van Jesus Christus Mm. is die gees van die profesie. Dankie, Dat Here. alles wat in die Mm. boek Openbaring geprofeteer word, Mm. alles draai om Christus Jesus. Yes. Dankie dat ons kan weet dat hy is al reeds voor ons uitgegaan Mm. en vir ons voorberei en vir Mm. ons toerus. Here, help ons om elke dag om nooit Mm. eintlik die wapenrusting uit te trek nie, maar om dit Yes. gedurig aan te hê. Mm. Want die tyd waarin ons leef, Here, ons besef nie, Mm. maar Dankie, gee Here. vir ons daardie, Here, is ons vir U gevra, daardie Dankie, vermoë om te Jesus. kan onderskei dit wat van U afkom Mm. en dit wat 'n grys area is, Mm. dat ons sal bly by die waarheid. Dankie, Here, U Here. sê daar in Johannes 17 vers 17, Mm. heilig hulle in U waarheid. U woord Yes, is die waarheid, Jesus. Here. Dat ons sal bly in die woord, dat Mm. bly in Christus Jesus. En Here, gee vir ons as U Mm. kinders, Here, daardie samehorigheid, Mm. Here, om mekaar gedurig te bemoedig op hierdie Dankie, stryd. Jesus. Dankie, Om Here. saam met die talle, Mm. diegene wat ons vooruitgegaan het, wie vir ons aanmoedig, ons oupas en Mm. oumas, ons Dankie, Here. medebroers en susters wat die pad voor ons uitgegaan het, Mm. Mm. wat op hierdie oomblik vir ons aanmoedig. Hou aan, Mm. hou aan, Dankie, Jesus. hou die geloof, Dankie, Here. dat ons sal aanhou, Here Jesus, Mm. al kos dit ook ons lewe. Yes, Here, Lord. gee vir ons daardie oortuiging in ons hart, gegrond Mm. in liefde, om aan te hou, om te Mm. bly glo, om te bly werk. En Here, Mm. dankie dat ons kan afsluit met die versie. Mm. Daarom wees standvastig, Mm. onbeweeglik en altyd oorvloedig in Mm. die werk van die Here, omdat julle weet dat Dankie, julle arbeid in Jesus. die Here nooit te vergeefs is nie. Dankie, Ons vra dit Jesus. in Jesus naam met baie danksegging. Amen. Mm.